Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Dinsdagoggend. Ja, ek wil net sê ek het gister die wonderlikste besoeke gehad. So dankie vir die ongelooflike gasvryheid wat ek ook in huise beleef. Ja, dit is regtig 'n gawe van die Here af. Ons is by Hooglied 2 vanoggend. Sy begin en sy sê ek is 'n tulp van Saron, 'n narsing uit die valleie. En dan sê hierdie man, soos 'n narsing tussen dorings, so is my liefling onder die meisies. Sy, soos 'n appelboom tussen die bome van die bos, so is my liefste onder die jong mans. Ek sit graag in sy skaduwee, sy soet vrugte op my tong. Hy neem my na 'n wynhuis onder die vaandel van liefde. Verfris my met rosientjies, verkoop my met appels, want ek is siek van die liefde. Sy linkerarm is onder my kop, sy regterarm omhels my. Meisies van Jerusalem, ek besweer julle, by die ribbok en tabok oeye van die veld, moenie die liefde aanwakker nie, moenie dit opwek nie, voordat dit self wil ontwaak nie. Geliefde, ons lees tot sover. Baie mooi goed en baie mooi beelde in hierdie teks van ons. Hierdie vrou begin en wanneer sy nou begin en sê maar sy is 'n narsing uit die valleie. Dis eintlik 'n doodgewone blom wat oral voorgekom het. So sy begin eintlik baie nederig. Sy is maar net 'n gewone veldblom. En dis hoe sy haarself sien, nou nie regtig veel indrukwekkend nie. Maar dan kyk haar man en hy sê, nee, soos 'n lelie tussen dorings, so is my liefling tussen die meisies. En mans, hier lê daar vir my en jou 'n ongelooflike ding in, dat ons dit vir ons vrouens moet kommunikeer, en dit vir hulle moet wys. Jy is nie maar net nog 'n vrou nie, jy is nie maar net nog 'n meisie nie. Hoor die spesiaal van dit. Nee, soos 'n lelie tussen dorings, so is my liefling tussen die meisies. Hoor bietjie die romanse daarin. En mans, hey, hoe moet ek dit nou anders te sê, nee? Step up, jy moet hoor hierdie woorde, gebruik dit. En dan die vrou ook. Sy beskryf haar man as 'n appelboom tussen die bome van die bos. Jy weet, 'n gewone bos het nou nie veel waarde in daai tyd gehad, nie? Maar die appelboom, dit gee rus, en sy kan in die skade weer rus, en dit gee voedsel. Dit het betekenis, dit is baie werd. Dit staan uit. En dis 'n ongelooflike beeld wat sy sê, dat liefde bring rus. Jo, liefde bring rus vir jou gemoed. Liefde bring 'n plek waar jy veilig is. En dan die mooi beeld van die wynhuis, dis 'n plek van fees, van oorvloed en vreugde. Dis letterlik die liefde hang oor haar lewe. Liefde is nie net 'n gevoel nie, dit word 'n beskerming, 'n identiteit, 'n ruimte waarbinne jy leef. En sy gaan so ver om te sê, sy is siek van die liefde, né? Dit beskryf intensiteit, dit wys dit raak aan hele mens wees, hele emosies, liggaam, gedagtes, hart, alles. En dis vir my so mooi dat die Bybel is nie skaam oor hierdie liefde en verlange nie. Hooglied herinner ons dat liefde 'n gawe van God is. En dan is hier 'n belangrike waarskuwing in vers 7. Moenie die liefde wakker maak of aanvuur voordat die tyd daarvoor ryp is nie. Liefde is wonderlik, maar liefde het ook God se tyd. God se orde en God se wysheid is nodig.
En ware liefde kan nie geforseer word nie. Dit moet groei op die regte tyd en op die regte manier. Die wêreld sê baie maklik vir ons, volg net jou gevoelens. Die skrif sê liefde is kosbaar genoeg om beskerm te word. En mag ek ook hier 'n woord sê vir ons jong mense. Wees rustig oor die liefde. Dis nie iets wat jy kan aanjaag nie. Daar's 'n tyd en 'n plek, en dis deel van God se wysheid. Dis nie iets wat ek en jy kan aanjaag nie. Kom ons vertrou God ook vir die regte man en die regte vrou wat oor jou lewe moet kom. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. En ja, Here, dankie vir die opgewondenheid, maar ook die beskerm en die sagtheid en die veiligheid wat liefde bring. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy baie mooi, mag jy baie geseënde dag hê. Totsiens.